Suiwer verpoeierde koper word in oormaat gekonsentreerde salpetersuur geoksideer, soos deur die gebalanseerde vergelyking hieronder getoon. Nou, daar word ook vir ons gesê dat delta H is kleiner as 0. Met ander woorde, dis negatief, hierdie is 'n eksotermiese reaksie. Vir 2 punte. Verduidelik wat met in oormaat bedoel word. Nou, uit jou vorige jare weet jy dat ons onderskei tussen oormaat en beperkend. 'n Beperkende reagens word volledig opgebruik, terwyl 'n reagens wat in oormaat is, beteken dat daar meer van daardie reagens beskikbaar is as wat vereis word deur die stoïgiometrie van die reaksie. In hierdie vraag is die salpetersuur in oormaat, so daar gaan salpetersuur oorbly aan die einde van die reaksie, terwyl koper die beperkende reagens is en dus volledig opgebruik sal word. Die volume stikstofdioksied gas geproduseer word in die grafiek hieronder getoon. Vir 3 punte. Gebruik die botsingsteorie om die afname in die reaksietempo tussen T3 en T4 te verduidelik. Soos die reaksie vorder vanaf T3 na T4, neem die konsentrasie van die salpetersuur af, want die suurmolekules word verbruik na mate die reaksie plaasvind. En boonop neem die hoeveelheid koperatome wat nog nie gereageer het nie ook af, soos wat die koper opgelos word. Daar is dus 'n afname in die oppervlakarea van die oorblywende koperatome. Nou, omdat daar minder salpetersuurdeeltjies is per volume eenheid en minder koperatome beskikbaar is om mee te bots, is die frekwensie van effektiewe botsings tussen die koperatome en die salpetersuurmolekules laer. Gevolglik neem die reaksietempo af, die grafiek word minder styl totdat dit stop by T4, wanneer die koper totaal en al opgebruik is. Hoe vergelyk die reaksietempo by T2 met die by T1? Kies uit hoër as, laer as of bly dieselfde, gee 'n rede vir die antwoord deur na die grafiek te verwys. Die vraag het 2 punte getel. Die korrekte antwoord is hoër as. Ons kyk na T2, ons kyk na T1. Die helling is styler by T2 as by T1. Nou, hierdie is nie gevra nie, maar 'n moontlike verduideliking hiervoor is die feit dat hierdie reaksie eksotermies is. Delta H is negatief. Met ander woorde, hitte word gegenereer en soos hitte gegenereer word, gaan die temperatuur van die reaksiemengsel styg. En 'n hoër temperatuur beteken die deeltjies beweeg vinniger, wat lei tot meer gereelde en meer effektiewe botsings en gevolglik 'n toename in die reaksietempo. Vir 2 punte. Bereken die waarde van tyd T3 as 0,02 kubieke desimeter per sekonde die gemiddelde reaksietempo vir die vorming van 1,7 kubieke desimeter stikstofdioksied gas is. Nou, jou vergelyking vir die gemiddelde reaksietempo is die verandering in volume gedeel deur die verandering in tyd. Wat is ons gemiddelde reaksietempo? Dis 0,02. Ek vervang dit bloot in. Die verandering in volume, ons gaan werk met 0 en 1,7. So 1,7 minus 0 gedeel deur tyd T3 minus 0. So dit beteken dis 1,7 gedeel deur T3. So ek kan dit gaan herskryf as T3 is gelyk aan 1,7 gedeel deur 0,02. En dit gee vir ons 85 sekondes. So, dit neem 85 sekondes
in hierdie geval vir die vorming van 1,7 kubieke desimeter stikstofdioksied gas. Die aanvanklike konsentrasie van die salpetersuur is 12 mol per kubieke desimeter. Indien 20 kubieke sentimeter salpetersuur gebruik word, bereken die hydronium-ioon konsentrasie nadat die reaksie voltooi is. Aanvaar dat die volume suur nie verander nie. Neem die molêre gasvolume as 25 kubieke desimeter per mol. So kom ons kyk gou hierso. Hierdie is ons konsentrasie aanvanklik. Hierdie is die volume wat ons kan gebruik. So ons kan ons aanvanklike aantal mol salpetersuur bereken. Ons weet C is gelyk aan aantal mol gedeel deur die volume. So die aantal mol salpetersuur is die konsentrasie maal met die volume. Wat is die konsentrasie? 12 mol per kubieke desimeter. Maal met 20 kubieke sentimeter. Van kubieke sentimeter na kubieke desimeter moet ons deel met 1000. So 20 gedeel deur 1000 is 0,02. Dit gee vir ons 0,24 mol salpetersuur waarmee ons begin. Tweedens sien ons dat daar 1,92 kubieke desimeter stikstofdioksied gas gevorm het in hierdie reaksie. So die vraag sê ook vir ons kan aanvaar dat die molêre gasvolume 25 kubieke desimeter per mol is. So, N is gelyk aan die volume gedeel deur die molêre gasvolume. Ons volume is 1,92 en ons deel dit deur die molêre gasvolume wat vir ons gegee is, en dit is 25. En dit gee vir ons 0,0768 mol stikstofdioksied wat gevorm het in hierdie reaksie. Volgende moet ons bereken hoeveel salpetersuur verbruik is. Ons weet met hoeveel ons begin het, 0,24. Nou kan ons bereken hoeveel verbruik is, want ons kyk na ons reaksie, daar is die stikstofdioksied en daar is ons salpetersuur. Wat is die molêre verhouding? 4 tot 2. Nou ons kan dit vereenvoudig na 2 tot 1. Ons weet wat is die stikstofdioksied? Dit is daai 0,0768. So ons bepaal die aantal mol salpetersuur deur die aantal mol van die stikstofdioksied te vat en dit te maal met 2, want die verhouding is 2 tot 1. So met ander woorde, dis daai 0,0768 mol maal met 2. En dit gee vir ons 0,1536 mol salpetersuur wat verbruik is om daai 0,0768 mol stikstofdioksied te vorm. Ons het bereken wat is die aantal mol salpetersuur aan die begin. Ons het bereken hoeveel is verbruik. Die verskil tussen daardie twee, naamlik 0,0864 mol is die hoeveelheid salpetersuur wat oorbly aan die einde. En nou kan ons konsentrasie gaan bereken. Dis die aantal mol gedeel deur die volume. Wat is die aantal mol? 0,0864. En ons deel dit deur die volume van die suur en die vraag het vir ons gesê, daardie volume bly konstant, so dit bly daai 20 kubieke sentimeter of 0,02 kubieke desimeter en dit gee vir ons 4,32 mol per kubieke desimeter. Maar nou moet jy onthou, salpetersuur is 'n sterk suur wat volledig ioniseer om 'n hoë konsentrasie hydronium-ione te lewer. Dis 'n definisie wat jy moet ken en ons kan die aanname maak dat die konsentrasie van die hydronium-ione is gelyk aan die konsentrasie
van die salpetersuur, want die salpetersuur is 'n monoprotiese suur, daar's net een waterstof. So die konsentrasie van die hydronium-ione gaan ook 4,32 mol per kubieke desimeter wees. 'n Verandering word aan die reaksietoestande gemaak en die reaksie word herhaal. Watter een van die volgende veranderinge sal tot gevolg hê dat meer stikstofdioksied gas vorm wanneer die reaksie voltooi is? Die korrekte antwoord is B. Nou kom ons kyk na die ander opsies. Ons gebruik suiwer koper met dieselfde massa. As jou massa van die koper dieselfde is, onthou koper is die beperkende reaktans, dan beteken dit dat die hoeveelheid stikstofdioksied gas wat vorm, gaan dieselfde wees. So A is verkeerd. B, ons gebruik 'n hoër konsentrasie salpetersuur in oormaat. Nou, voorheen was die salpetersuur in oormaat. As die salpetersuur reeds in oormaat was, gaan meer suur of 'n hoër konsentrasie suur geen impak hê op die hoeveelheid produk wat vorm nie. 'n Hoër konsentrasie gaan wel lei tot 'n hoër reaksietempo, maar nie tot 'n toename in die finale hoeveelheid stikstofdioksied gas wat gaan vorm as produk nie. Wat ons dan bring by die korrekte antwoord, en dit is B. Die sleutelwoord is groter massa. Al is die koper onsuiwer, 'n groter massa koper gaan lei tot 'n groter hoeveelheid stikstofdioksied gas wat gaan vorm. Laastens, bepaal die oksidasiegetal van stikstof in salpetersuur. Nou hierdie is lekker want dis eintlik vraag 8 wat hierso ingebring word in vraag 5. Jy sien die salpetersuur, so ons kyk spesifiek na nitraat en ons weet die lading van nitraat is minus. So suurstof se oksidasiegetal is -2. Daar's 3 suurstowwe, so dit is -6. So wat moet stikstof wees as suurstof -6 is en die lading is -1? Wel, dan gaan stikstof +5 wees, want +5 - 6 gee vir jou -1. Die oksidasiegetal van stikstof is dus positief 5. En positief 5 is die hoogste oksidasiegetal wat stikstof kan hê. Onthou, stikstof het 1, 2, 3, 4, 5 valenselektrone. En as hy 1, 2, 3, 4, 5 valenselektrone verloor het, dan is die lading van stikstof +5. En dit verduidelik hoekom salpetersuur so 'n sterk oksideermiddel is. En dit verduidelik ook hoekom salpetersuur kan reageer met koper wat normaalweg onreaktief is. Koper reageer nie met soutsuur nie en dit reageer nie met swaalsuur nie. Dit reageer wel met hierdie sterk oksideermiddel, naamlik salpetersuur.